Dis 'n pragtige Dinsdag, jy's ingeskakel by Saaityd en ek groet jou in die wonderbare naam van ons meester Yeshua. Nou ja, die son skyn, dis 'n lekker dag en ek vereer Abba vir sy guns en sy genade en dat ek vandag die voorreg het om met jou te kan gesels. Dis 'n absolute voorreg, net om sy woord in ons lewe te kan hê. En as ons sy woord in ons lewe het en ons het hom in sy teenwoordigheid in ons, dan het ons geen rede om met bitterheid rond te loop nie. Ons het geen rede om met onvergewensgesindheid rond te loop nie. Ons het geen rede om te mimmereer en te kla nie. As ek net dink aan wie hy is en die grootheid en die almag, dan het ek alle rede om dankbaar te wees en hom te loof en te eer en te prys. Maar ek wil vir jou 'n gedeelte lees uit die woord van God uit, want ek kom agter dat daar is soveel mense wat met 'n wortel van bitterheid rondloop. Daar is soveel bitterheid in hierdie wêreld. Yes, mense het net nie blydskap nie, hulle het net nie vreugde nie. Daar is net nie mense wat daai begeerte het om ander mense vry te spreek en te vergewe nie. Hulle loop rond met 'n bitterheid in hulle hart en daai bitterheid is besig om daai persoon op te eet van binnekant af. En die woord kom waarsku ons daarteen. Die woord kom waarsku ons, want ons kan nie toelaat dat daar enigstens 'n wortel van bitterheid opkom nie. Nou wat veroorsaak bitterheid? Dis wanneer ek trauma ervaar, dis wanneer ek verwerping ervaar, dis wanneer ek dinge deurgaan wat ek nie uitsorteer nie. En baie keer word mense kwaad, selfs vir die lewende God. Want jy sien, hulle gaan dinge deur en hulle beleef goed en dan sê hulle maar, hoor hierso, Vader was nooit daar gewees vir my nie, want ek het al hierdie goed ervaar, so waar was God daarin? Hierdie mense het my so gehanteer, so waar is God daarin? En hoekom moet ek nou die lewende God aanbid as hy sulke dinge toelaat? Dis wat mense sê. En mense het hierdie bitterheid in hulle hart. En ek wil hierdie boodskap vir jou gee vandag, sodat die wat dit hoor en wat sit met 'n wortel van bitterheid, dat daai wortel van bitterheid vandag vernietig sal word. Want ons kan nie meer langer met enige bitterheid in ons lewe rondloop nie. Want jy sien, daar's mense wat hierdie bitterheid in hulle binneste het, wat sê, ek sal nooit vergewe nie. Jesus, ek sal nooit vergewe nie. Jy sien, hierdie mense wat dit aan my gedoen het, en hoe hulle my gehanteer het, ek sal dit nooit vergeet nie. Ek sal nooit vergewe nie. Ek sal dit altyd teen hulle hou, en maak nie saak wat hulle doen nie, al kom hulle na my toe en sê, maar hierso, ek is jammer, ek gaan dit nie doen nie. Ek gaan nie vergewe nie, en ek gaan nie daarvan vergeet nie. Dis 'n wortel van bitterheid. Want jy sien, mense loop vir jare en jare en jare met bitterheid, en steede daarvan om mekaar in die oë te kyk, om te sê, weet jy wat, ek het foute, jy het foute, kom ons sorteer dit uit, ek is jammer oor my optrede, jammer oor wat ek gedoen het, jammer oor hoe ek funksioneer, en dan kom daar beterskap in die persoon se lewe. Maar een van die moeilikste woorde in die Afrikaanse woordeskat om deesdae te sê is die woord jammer. Dis die moeilikste woord om te uiter. Kom ek lees gou vir jou. In die boek van Hebreërs hoofstuk 12 vers 15, hy sê, en pas op dat niemand in die genade van Elohim veragter nie, dat geen wortel van bitterheid opskiet en onrus verwek, en baie daardeur besoedel word nie. Nou, wat gebeur wanneer daar 'n wortel van bitterheid opskiet in jou lewe? Daai wortel van bitterheid veroorsaak natuurlik rebellie. Dit veroorsaak rebelsheid teenoor mense, rebelsheid teenoor die lewende God, want wie is hy nou? Want jy sien, hy het my nooit bygestaan nie, hy was nooit daar gewees vir my. En toe ek deur hierdie dinge gegaan het en ek het al hierdie goed beleef, was Vader nooit daar gewees om my uit te help nie. Want baie mense sê, maar hoor hierso, die feit dat ek verkragt was of gemolesteer was as 'n kind is die lewende God en hy het nooit vir my deurgekom. En dan skiet daar 'n wortel van bitterheid op, in steede daarvan om te vergewe en om vry te spreek en te kom na die teenwoordigheid van die lewende God, want op die einde van die dag is dit nie die optrede van Vader nie, dis die optrede van mense. Jy geweet dat die mens het sy eie wil. Die mens het sy eie wil. Elke mens het sy eie wil. Ek het my eie wil.
En elke persoon daar buite het sy eie wil, jy het jou eie wil, en ons moet die besluit maak om ons eie wil ondergeskik te stel aan die wil van God. Hier is die probleem, ons doen dit nie. Want jy sien, my wil sal geld en ek sal doen soos wat ek wil, en wanneer iemand jou seer maak, dan is dit baie maklik om te blameer, en is ook baie maklik om opwaarts te kritiseer en te blameer. Maar Vader, laat nie hierdie dinge toe in my lewe, omdat hy my nie lief het nie. Hierdie goed gebeur nie in my lewe omdat hy nie vir my daar is en omdat hy my nie lief het nie. Hierdie goed gebeur as gevolg van die mens se eie wil. Maar dit het nie nodig dat dit bitterheid in my lewe veroorsaak. Inteendeel, sê die woord, ons moet versigtig wees dat daar nie 'n wortel van bitterheid opskiet. Maar wanneer daar bitterheid is en baie mense loop rond met dit, baie mense is kwaad, baie mense is woedend, baie mense is kwaad vir die lewende God, hulle is kwaad vir die mens, families praat nie eens met mekaar nie, families spat uit mekaar uit as gevolg van 'n wortel van bitterheid, want jy sien, ek sal jou nie vergewe vir wat jy gedoen het nie. En ek sien die kans om jou in die oë te kyk en hierdie seer te hanteer en dit uit te sorteer sodat daar beterskap kan kom nie. Ek hou eerder met daai bitterheid. Maar weet jy wat? Mense wat met 'n bitterheid loop, maak eintlik hulle self seer. Want daai pyn verneder in jou binneste. En as jy vashou aan daai bitterheid, dan gaan dit jou totale wese vernietig. So kom my woord sê dat wanneer daar 'n wortel van bitterheid is, sal baie daardeur besoedel word. Want eers besoedel jy jouself, dan daai bitterheid veroorsaak dat mense niks met jou te maak wil hê. As gevolg van daai bitterheid loop mense uit jou lewe uit. En hulle verdwyn uit jou lewe uit. Want weet jy hoekom? Mense wil nie met iemand betrokke raak wat met 'n gees van bitterheid, 'n wortel van bitterheid in hulle lewe het. So mense, dit is so belangrik dat ek en jy sal versigtig wees, want bitterheid kan net so gebeur. Net so gebeur. En is so maklik vanweë die verwerping, vanweë die trommel wat ons ervaar, vanweë die onvergewingsgesindheid, vanweë bitterheid, kom daar ook depressie. En depressie, die oomblik wanneer jy in depressie sit, dan veroorsaak dit hierdie denkwyse van, weet jy wat, ek kan maar net sowel my lewe kom eindig. Want wat maak dit saak of ek nou lewe en of ek nou sterwe? So bitterheid is 'n verskriklike aspek in mense se lewens wat uitgesorteer moet word. Dis belangrik. Dis belangrik. Mense, ek wil hierdie vir jou gee vandag op hierdie Dinsdagoggend. Dis saaityd en ek wil hierdie woord saai in jou lewe dat ek en jy verskriklik versigtig sal wees, dat daar geensins bitterheid in ons lewe sal opstaan. Daar's besluite wat al gemaak is en daar's goed wat my betrek het en dinge wat gebeur het in my lewe wat ek baie maklik kon gevat het, dit kon gebeur het en dit het bitterheid veroorsaak in my lewe. Maar ek het die besluit gemaak, ek gaan nie toelaat dat daar enigstens 'n wortel van bitterheid in my lewe sal manifesteer nie. Nee, ek sal deur die vreugde en die blydskap van Jahwe funksioneer. Ek sal funksioneer deur die gees van die lewende God en sy gees veroorsaak dat ek baie maklik kan sê ek is jammer, vergewe my en ek vergewe jou en ek spreek vry. Want ek wil nie rondloop met 'n verkeerde gesindheid wat ek dalk teenoor iemand het nie. En daai verkeerde gesindheid en daai bitterheid veroorsaak dat ek eendag nie voor die troon van God kan staan nie. Want jy sien, as jy verkeerde goed herberg in jou binneste, dan beteken dit jou hart is nie op die regte plek. So mense, ek wil hierdie woord vir jou gee vandag, dat die hart kan verander, dat daar 'n verandering kan wees van bitterheid na 'n gesindheid van liefde, 'n gesindheid van vergifnis, 'n gesindheid van daardie verhouding wat jy het met ander mense en ook met die lewende God. So ek wil jou seën vandag met hierdie woord op hierdie Dinsdagoggend. En ek weet dat hierdie sal uitgaan en iemand bereik vandag. En dat hierdie wortel van bitterheid absoluut uitgeruk sal word uit jou lewe. As daar iemand is wat sukkel met bitterheid, as daar iemand is wat met hierdie wortel in hulle lewe is, en daai oorsaak kom
al van 'n klein tyd af en van die baarmoeder af en daai goed verwoes mense se lewens. So as jy 'n wortel van bitterheid het, asseblief maak kontak met ons. Ons wil jou help en ons wil saam met jou bid en ons wil uitroep na die lewende God dat hierdie wortel uitgeruk sal word in jou lewe sodat jy in 'n absolute vryheid sal funksioneer. Want bitterheid verwoes mense se lewens. Baie dankie dat jy ingeskakel was op hierdie Dinsdagoggend by Saaityd. Mag jy geseënd wees en mag die vreugde, die blydskap en die liefde van die lewende God in jou lewe manifesteer. Van my kant af, Rian Abri, wees geseënd. Tot volgende keer. Shalom.